Ons het al soveel mense gekry wat wonder oor die hantavirus en vir ons vra, wat gaan aan? Wel, hier is nou jou geleentheid vir duidelikheid. Ons gesels met Dr. Jacqueline Weyer. Sy is die waarnemende adjunkt-direkteur van die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes. Ons gesels 'n bietjie oor die virus, oor wat dit is, waar dit is, hoe dit nou staan in Suid-Afrika, wat ons kan doen en hoe oordraagbaar is dit regtig. Goeiemôre Dr. Jacqueline. Goeiemôre. Welkom by die groot ontbyt. Kom ons begin eers by die hantavirus. Wat presies is die hantavirus? En hoekom trek dit soveel aandag in Suid-Afrika op hierdie stadium? Goed, so twee vragies daarso. Ek gaan eers met julle gesels oor wat is hantavirusse. So hantavirusse is nie nuwe virusse nie, dis nie iets nuuts wat ontdek is nie. Ons ken hantavirusse vir etlike dekades nou al. En spesifiek die Andes virus wat in hierdie uitbraak betrokke is, ken ons nou al vir amper 20 jaar. So hierdie is virusse wat in verskillende spesies van rotte voorkom in baie verskillende plekke oor die wêreld. Die Andes virus, weer eens wat nou verband hou met hierdie uitbreking, vind ons spesifiek in Suid-Amerikaanse lande en dan gaan ek probeer om hierdie rot se naam reg te kry. Dit is die langstaart dwergrot. So dit is nou nogal 'n mondvol. So die spesie van rot kom ook nou dan in daai areas voor in Suid-Amerika waar hierdie virus dan aangemeld word. So dis 'n baie die hantavirusse veroorsaak baie seldsame siektes en in die geval van die Andes virus is dit hantavirus met pulmonale syndroom. So dit is 'n siekte wat dan nou te doen het met jou longe. So hoekom trek hierdie uitbreking nou so baie aandag? Ek dink weer eens omdat baie mense nog nooit gehoor het van hantavirusse of die Andes virus nie. So dit is iets nuuts vir meeste mense. En ek dink die omstandighede van die uitbreking is nou nogal iets anders. Ons het die storie van hierdie avontuurlustige reisigers wat op hierdie skip geklim het en dan nou hierdie uitbreking, seldsame uitbreking wat onder hierdie spesiale omstandighede plaasvind. Hoe versprei hierdie virus? So die virus is wat ons noem 'n zoonotiese virus. Soos ek alreeds verduidelik het, die virus word natuurlik in rotte gevind en dan kan mense blootgestel word deur aanraking met die rotte direk of deur aanraking met die urine, die feses of die speeksel van hierdie rotte. Nou dit ook kan vir jou verduidelik hoekom gevalle so rar is. So dis baie spesifieke kontak wat nodig is vir die oordrag van die virus. Nou wat anderste is met die Andes virus as ander hantavirusse is dat die Andes virus bietjie kan versprei tussen mens tot mens. En hoe gebeur dit? Dit gebeur deur noue kontak, so naby kontak en ook kontak wat bietjie langer is, nie net 'n hoes en 'n geniesery soos wat ons gesien het met COVID-19 nie. So net om duidelik te wees, nouer kontak menende aanraking met mense wat die virus het? Ja, so wat ons voorheen gesien het in Andes virus uitbrake is, dit is dikwels jou familielede of gesondheidswerkers. Mense met wie jy noue en verlengde kontak het. Maar hoe? Ons sien nie, Ek dink die vraag wat almal vra is, hoe? Ons praat oor noue want ons dans rondom dit. Hoe word die siekte oorgedra tussen mense? So die virus repliseer in die laer gedeeltes van die longe. So dit kan deur speeksel, deur respiratoriese druppels, maar groot respiratoriese druppels wat vinnig afsak, nie kleiner respiratoriese druppels soos COVID-19 nie. So met COVID-19 en griep, as jy hoes, dan gaan daai druppels en hulle versprei oor 'n groot area en dit hang in die lug. Ja. Ons sê dit is airborne in Engels. Hier het ons 'n ander situasie. Die virus groei dieper in die longe, so dit is nie in die boonste lugweg nie en dit word net eenvoudig moeiliker versprei. Jy het baie nader kontak as jy iemand soen byvoorbeeld dalk in die speeksel. Maar dit is regtig gewoonlik familielede,
versorgers, gesondheidswerkers wat betrokke is in hierdie uitbrake. Wat is van die simptome wat daar is? So die siekte ontwikkel nogal vinnig. Die eerste paar dae gaan dit lyk soos griep. So jy is moeg, jy het koors, jy voel net oor die algemeen sleg en dan baie vinnig, dan gaan ons begin sien dat die siekte na die longe versprei. En wat in hierdie gevalle gebeur is dat die longe word eintlik gevul met water. So die pasiënte begin om te sukkel om asem te haal en hulle het baie vinnig hospitaalsorg nodig. So dit is nou nog 'n ander ding wat inlees op hoe hierdie uitbreking kan uitspeel en is dat mense wat hierdie siekte onderlede het meeste van die tyd hospitalisering nodig. Hulle loop nie rond op die strate en voel goed genoeg om werk toe te gaan teen die tyd wat hulle nou die siekte versprei nie. So die mense het dan 'n intensiewe sorg nodig om hulle te help om die siekte te bestry. Daar's sekere komorbiditeite soos byvoorbeeld mense wat seker 'n swak longe het, longfunksie het en dies meer, wat geneig is tot longontsteking, is dalk makliker om te kry. Is dit die geval en is daar ook 'n nierelement daarbey betrokke? So ek dink nie komorbiditeite gaan noodwendig dit vir jou makliker maak om te kry nie, want ons het gepraat oor die tipe van kontak wat nodig is. Hoe gaan jy vaar as jy wel die siekte opdoen, as jy ook komorbiditeit het, is 'n ander vraag. En natuurlik met enige iets, as jy komorbiditeit het, dan gaan ons dink dat dit nie so goed, of minder goed met jou sal gaan, of moeiliker vir jou sal wees om die siekte te bestry. So, En enige is al 'n nierfunksie kwessie? Die nierfunksies. So daar's baie verskillende hantavirusse en in Europa vind ons hantavirusse wat meer van 'n nierinfeksie veroorsaak. So die hantavirusinfeksie wat nou in hierdie uitbreking betrokke is die Andes virus en dit is 'n virus wat hoofsaaklik die longe Eerder die longe. Okay. Dit was interessant, die pasiënte wat teruggaan Engeland toe moet 3 dae in die hospitaal wees en dan tot en met 42 dae self isoleer by die huis. Is dit doeltreffend, sal mens in Suid-Afrika na iets soortgelyk kyk as daar geval is? Ja, so daar is protokolle wat internasionaal ooreengestem is. Dit is natuurlik elke land moet dit self implementeer en daar mag dalk 'n bietjie kontekstuele veranderinge wees. Elke land het nie dieselfde bronne byvoorbeeld om so te kan reageer nie, maar ja, dit is in hooftrekke hoe dit sou gebeur as ons ook gevalle sou moes inneem. Dr. Jacqueline, net so ter afsluiting, is daar Suid-Afrikaners ons al geïdentifiseer het wat wel die virus gekry het, of is hierdie nog net die virusse van die mense wat direk op die skip betrokke was? Ja, al die gevalle wat aangemeld is, dis nou al 8 bevestigde gevalle en 11 gevalle in totaal. So van daai gevalle gaan jy nou nie noodwendig met toetsing kan bevestig nie, want daar's nie monsters om te toets nie of daar's verskillende omstandighede vir dit. Maar hierdie is almal mense wat op die skip was en die siekte op die skip opgedoen het. So die gevalle wat ons hier in Suid-Afrika geïdentifiseer het, was die eerste 2 gevalle wat die uitbraak dan aangemeld het. Maar ons het nog geen sekondêre gevalle wat verband hou met die 2 gevalle nie. So op hierdie stadium hoef Suid-Afrikaners rustig te wees, daar is nie bekommernis op hierdie stadium nie. Nee, en dit is die boodskap wat ons probeer kommunikeer en ek dink baie ander ook wil kommunikeer, want natuurlik is dit nou moeilik om te filter deur al die nuus en al die inligting wat versprei word. So weer eens, hierdie is baie noulike kontak wat nodig is om hierdie siekte te versprei. Ons was in die posisie om die uitbreking baie vroeg te identifiseer. Ek dink as die mense van daai skip afgeklim het sonder om te weet wat
besig was om aan te gaan op haar skip en hulle het teruggegaan na hulle lande toe, ver en wyd, dan was hierdie 'n ander storie en dit sou 'n bietjie moeiliker gewees het om die uitbreking onder beheer te bring. Hier het ons die uitbreking geïdentifiseer voordat hulle afgeklim het van die skip af en ons kon baie vroeg maatreëls in staat stel om vir ons te kan help om hierdie uitbreking baie vinnig onder beheer te bring. En ek dink, ongelukkig is die inkubasieperiode van hierdie siekte nogal lank, so dit gaan nou 'n bietjie van 'n uitgerekte affære wees, maar ek dink omdat ons vinnig kon optree, gaan ons hierdie uitbreking eintlik dan nou vinnig onder beheer kan bring. Dankie Dr. Jacqueline. Ek dink 'n mens moet ook 'n lansie breek vir die Suid-Afrikaanse Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes se reaksie op dit en die vinnige aksie wat julle goed geneem het. Baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. 'n Bietjie duidelikheid oor die hantavirus. Dan sê Dr. Jacqueline Weyer van die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes. Daar is nog geen bevestigde Suid-Afrikaanse oordraggevalle nie. Mense wat siek geraak het in Suid-Afrika as gevolg van die mense op die skip nie. So mense kan maar bietjie ontspan en kalm raak. Dis nie COVID nie.